Baie welkom by hierdie week se Woensdag woord en dankie dat jy weer inskakel by hierdie middel van die week oordenking waar ons saam ook dink oor God se droom vir ons elkeen se lewe. Ek dink ons almal het al sonder dat ons dit noodwendig besef, verskillende weergawe van onsself vir ander mense gewys. Daar is die weergawe van jou by die werk, daar's een by die huis, daar's die een tussen jou vriende en dan is daar baie kere ook die aanlyn weergawe op Facebook of op WhatsApp. En dan is daar natuurlik ook die weergawe van ons wat Sondag kerk toe gaan. Nou dis nie noodwendig verkeerd dat 'n mens verskillende weergawes het nie. Ons tree verskillend op in verskillende omstandighede en ek dink ook nie jy praat met jou baas soos wat jy met jou beste vriend of met jou eggenoot praat nie. Wel, ek hoop in elk geval nie so nie. Maar daar's tog 'n gevaar ook daarin. Sonder dat ons dit bedoel, kan ons ook ons geloof 'n afdeling van ons lewe maak. Dan het ons werk en ons het ons familie, ons sport, ons belangstellings, ons finansies en ergens tussen alles dan pas God ook iewers in. Dis amper soos 'n klomp laaitjies in 'n kas. En solank elke ding min of meer in sy eie laai bly, dan werk hierdie stelsel nogal goed. Maar ek wonder of dit regtig is hoe die Bybel ook oor geloof praat. Nou Paulus skryf in Filippense 1 vers 21, 'n baie kort maar baie betekenisvolle sinnetjie. Hy sê, want om te lewe is vir my Christus en om te sterwe is vir my wins. Nou dis nogal 'n groot ding om te sê, veral wanneer ons onthou waar Paulus was toe hy ook hierdie woorde geskryf het. Paulus was nie op 'n goeie plek in sy lewe waar alles net mooi uitgewerk het en hy rustig kon terugsit en sê, die Here is daarom goed vir my nie. Op daardie stadium was Paulus 'n gevangene, so hy het nie presies geweet wat met hom gaan gebeur nie, en hy het ook nie eers gedink dat hy dalk gaan lewe oor 'n paar dae van nou af nie. En tog skryf hy, om te lewe is vir my Christus. Hy sê daardeur nie dat Jesus net 'n deeltjie van sy lewe vorm nie. Hy sê ook nie dat Jesus hom help om 'n beter lewe te leef of dat Jesus eerste op sy prioriteitslys staan nie. Maar dit gaan veel dieper as dit. Paulus sê eintlik, as julle wil weet wat my lewe aan mekaar hou en waarvoor ek leef en wat betekenis gee aan alles in my lewe, dan is die antwoord Christus. Want hy is die sentrum waarom my lewe draai. En miskien is dit daardie gedagte waarby ons ook 'n bietjie vandag moet stil staan. Jy sien, ons praat maklik van prioriteite en dan sê ons, ja, God moet eerste wees en dan my gesin en dan my werk en dan al die res wat volg. En ek verstaan wat ons daarmee bedoel en daar's ook iets mooi daaraan. Maar miskien werk geloof nie heeltemal soos 'n prioriteit-lysie van bo na onder nie. Want wat gebeur maandag by die werk wanneer God eerste reeds Sondag afgehandel is by die kerk? Wat gebeur wanneer jy met iemand verskil? Wanneer jy 'n moeilike besluit oor geld moet neem? Of wanneer iemand jou irriteer? Of as jy moeg by die huis kom en jy wil eintlik net alleen gelos word? Wat gebeur met jou geloof wanneer niemand kyk nie? So dalk is die vraag daarom nie altyd net, is God eerste in my lewe nie? Dalk is die beter vraag, is God ook oral saam met my teenwoordig? Is God deel van hoe ek sekere gesprekke met mense voer? Is hy deel van hoe ek my werk doen en hoe ek my geld gebruik? Is hy deel van die manier waarop ek mense behandel wat ek weet niks vir my kan terugdoen nie? Is hy deel van wie ek is wanneer ek ontspan en wanneer ek kwaad is, as ek dalk teleurgesteld voel en wanneer ek my eie planne maak? Want ons het uiteindelik nie 'n geestelike lewe en dan die res van 'n gewone lewe nie. Ek en jy het net een lewe en daardie hele lewe word voor God se aangesig geleef. Ek dink baie kere maak ons roeping ook moeiliker as wat dit hoef te wees. As ons die woord roeping hoor, dan dink ons maklik aan daardie persoon wat 'n sendeling gaan word of 'n predikant of iemand wat sy werk bedank het om iets besonders vir die Here te gaan doen. Maar jou roeping begin waarskynlik ook môre presies daar waar die Here jou geplaas het. Dit begin by die kantoor en by jou huis, begin tussen jou mense. Dit speel af in die regte lewe, daar in jou huwelik, waar jy tyd met jou kinders spandeer, tussen jou kollegas
En selfs in daardie verhoudings waar jy met moeilike mense moet skouers skuur, wat jy nie altyd gekies het om deel van jou lewe te wees nie. Dis daar waar Christus sigbaar moet word, en nie net wanneer jy oor hom praat nie. Hy word sigbaar in hoe ons luister, maar ook hoe ons reageer. Hy word sigbaar in hoe jy jou werk doen wanneer niemand dophou nie. Hoe vinnig jy bereid is om jammer te sê, en hoe jy oor ander mense praat wanneer hulle nie in die omgewing is nie. Jy sien, die Here is nie net teenwoordig in die groot en in die indrukwekkende dinge wat baie kere in die lewe gebeur nie, maar hy's veral teenwoordig in die gewone gang van ons lewe. Ons wag maklik vir een of ander groot oomblik of iets besonders om vir God iets te gaan doen. En intussen dink ek gaan die meeste van die gewone lewe, die gewone Dinsdag en Woensdag en Donderdag van die lewe, gaan by ons verby. En dalk is dit juist daar waar geloof dan ook die egste word. Nie in daardie groot dramatiese besluit wat jy neem nie, maar in die 100 klein besluite waar ek elke dag leer om te sê, Here, hierdie deeltjie van my lewe, hoe klein en gering ook al, behoort ook aan U. Dan begin ek besef dat my werk aan hom behoort, maar so ook my meer, en my tyd, en my geld, en my verhoudings, maar ook my planne. Selfs daardie dele van my lewe waar ek so graag wil beheer hou, dit behoort ook aan die Here. En ek dink dit is dalk die moeilike deel. Ons wil baie kere graag die Here in ons lewe hê, maar ons wil ook baie kere self besluit waar hy welkom is. So ons sal hom graag met die groot besluite raadpleeg, maar ons wil nie noodwendig hê, hy moet hom met elke klein dingetjie in my lewe bemoei nie. Maar Jesus, weet ons, het egter nooit gekom om net nog 'n godsdienstige toevoeging tot ons bestaande lewe te wees nie. Hy kom verander die middelpunt van ons bestaan. En daarom kon Paulus sê, vir my is die hele lewe Christus. En hy sê dit nie omdat hy perfek was nie. Ons kan maar net sy briewe gaan lees. Paulus was ook 'n mens van vlees en bloed. Hy het ook frustrasies geken, hy het ook konflik beleef en hy het ook baie foute gemaak, maar hy het geweet aan wie sy lewe behoort. En miskien is dit net genoeg vir vandag ook vir jou en my. Ek en jy hoef nie vandag op 'n plek te wees waar ons hele lewe al uitgesorteer is nie, en ons hoef ook nie iets dramaties te gaan doen om te bewys hoe ernstig ons voel oor God nie. Maar miskien kan jy vandag net een eerlike vraag ook vra. En dit is, Here, is daar dalk nog 'n deeltjie van my lewe waar ek U nog op 'n afstand hou? Dalk is dit in jou werk, of in die manier hoe jy jou finansies beplan, of in 'n verhouding, of dalk is daar iets in jou lewe waaroor jy bitter is, of in jou gewone eenvoudige dag tot dag lewe. En wanneer jy daardie aspek van jou lewe raak sien, hoef jy nie groot beloftes te maak nie, maar jy kan eenvoudig sê, Here, hierdie is ook deel van my lewe, en ek plaas dit onder U beskikking. Hierdie deel behoort ook aan U. Want uiteindelik kry ons nie 'n kerklewe en 'n werkslewe en 'n huislewe en 'n geloofslewe nie. Ons kry net een lewe. So mag ons leer om hierdie een lewe al hoe meer ook saam met Christus voor God se aangesig ook te leef. Mag dit vir jou 'n geseënde week ook wees. Kom ons bid saam. Here, help my om nie met my geloof net tot sekere dele ook van my lewe te beperk nie. Leer my om U raak te sien en te dien in my werk, in my verhoudings, in my besluite, maar ook die gewone alledaagse dinge van elke dag. Wys my waar ek U nog so maklik op 'n afstand hou, maar gee my ook die moed om daardie dele van my lewe ook volkome aan U toe te vertrou. Amen.